vanmôre met vrymoedigheid uitroep, worthy is the Lamb. Ja, Here, worthy is the Lamb. Here, U het gekom, U het gesterf en opgestaan. U is die enigste een wat die boek kan oopmaak. U is die enige een wat vir ons gesterf het tot redding. En daarom kom ons vanmôre en sê, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb that was slain for you and me. O Here, ons dank U vanmôre, ons harte loop oor van blydskap. Here, ons weet dat U is ons begin en einde. En ons weet, Here, dat ons hoef voor niks bekommerd te wees. Want U is in beheer. U is in beheer van alles. U versorg vir die mossies daar buite. U versorg elke een. Here, daarom weet ek dat U hand is oor elkeen vanmôre. Elkeen wat in U is, kan staan vanmôre, omdat ons weet, U is ons vesting. U is ons rots, op wie ons staan. Here, daarom loof en prys ons U vanmôre. Ons harte loop oor van dankbaarheid. En ons gee U al die eer vanmôre. Want ons weet, U is nog steeds die God van wonderwerke. Here, U kom en U vertoon U self aan elkeen wat sê kom. Elkeen, Here, wat U innooi. Here, kom U en die Vader kom maak woning by elkeen individueel. Here, daarom kan ons getuig van U wonderwerke in elkeen van ons lewe. Here, wat U en die voorhangsel geskeur, en daarom het ons direk toegang tot U. En daarvoor loop ons harte vandag nog voor van dankbaarheid. En daarom kan ons sê, worthy is the Lamb. Halleluja. 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 O Here, ons loof U. Kom ons aan. Goeiemôre. Ek groet U in die naam van ons Verlosser en Koning Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en onze Here Jesus Christus. Ek groet U in die naam van Hom wat die dood en die hel oorwin het. Ek groet U in die naam van Hom wat die skuldbrief wat ons vyhandig gesind was, uitgedelg het. Amen. Daardie ou skuldbrief met al sy insettinge was vasgenaal op die kruis van Golgotha. Ja, groete in die naam van Jesus Christus wat aan ons genade en barmhartigheid bewys het. Dat ons vanmôre hier kan sit en kan sê, ons is gered deur sy wonderbare genade. Nie op grond van werke nie, nie deur werke van geregtigheid nie, sodat niemand kan roem nie, maar slegs alleen omdat God besluit het om genade te betoon. Yes. Amen. O, is dit 'n wonderbare God. Amen. God is goed. Amen. Hy is 'n God van ontferming, Prys sy van naam. barmhartigheid en genade. Dit het my so geraak toe Jan bid, want ag man, dit is so maklik om te kla oor al die dinge wat nie regloop nie. Yes, Lord. Ons kan so maklik sê, Here, waar was U toe ek daardeur gegaan het? Of waar is U nou? Of hoekom laat U hierdie dinge toe in my lewe? En ons kyk so baie keer na die klein dinge in ons lewe, Yes. wat ons soms tot ander insigte bring teenoor wie God waarlik is, en ons dink dat God straf ons, en ons dink dat God ons nie raak sien nie. My liewe vriende, moenie dat die vyand die beeld van God in jou lewe vertroebel
Yes. Die God wat ek dien, is 'n God van geregtigheid. Amen. Hy's 'n regverdige God. Yes, Lord. Alles wat in ons lewe gebeur, as kinders van die Here, Yes. het God 'n regverdige doel mee. Yes. Prys sy naam. Miskien is hy besig om aan jou karakter te werk. Halleluja. Miskien is hy besig om daardie dinge wat 'n hoër prioriteit in jou lewe geniet as God, sonder dat jy dit agterkom, om die prioriteite weer bietjie reg te Ja, stel. halleluja. Soms gebeur daar dinge wat ons sê, maar hoekom moes dit of dat gebeur? Luister vriend, ek het nie antwoorde vir hoekom baie dinge gebeur in ons lewe nie. Maar een ding kan ek vir u verseker sê, dat alles wat in ons lewe plaasvind, in die oë van die Here, is absoluut regverdig. Yes. God is not an unjust God. Yes. Ons verstaan nie altyd, Glory to maar the dit Lord. verander nie wie God is. En dit is hoekom ons wandel nie deur aanskouing nie, as kinders van die Here nie, maar deur geloof. Amen. En my geloof is nie in iets nie, my geloof is in iemand. Jesus. En daardie iemand is die skepper van hemel en aarde, die een wat daar was van die begin af, en aan die einde van die era van die mens sal hy nog steeds daar wees. My geloof is in hom, Prys sy naam. en in dit wat hy vir ons aangaande homself openbaar. Glory to my Lord. En of dinge sin maak of nie, I know God is in control. Amen. And I know that all things work together Yes. for the good, for those who are called by His name. Yes. Is jy geroep deur hom? Kan jy vandag sê sy naam is oor my lewe geskryf? Yes. As die Here nou kom, kan ek maar vir jou vra, is jou naam ook Yes. daar? Yes, Lord. Is jou naam in die boek van die lewe? Moet jou nie verbly byvoorbeeld omdat die duiwel se naam jou onderwerp nie. Wees bly dat jou naam. Hoe lyk dit? Is jou naam daar, Augustine? Is hy daar? Yes, Lord. Gaan ek jou daar sien? Yes, Liewe Lord. vriende, hierdie ou wêreld met sy verdrukking. Dis 'n ligte verdrukking. Yes. As jy dit opweeg teen die alles oortreffende gewig van die heerlikheid Glory to wat my vir Lord. ons in, wat die ewige lewe vir ons in. Nou my liewe vriende, ek weet ons is nie blind nie. Die vyand loop rond en hy wil verslind. En die koninkryk van duisternis wil ons oorweldig. Yes. Hy's 'n moordenaar van die begin af, sê die Yes, Bybel. Lord. Hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar nou sien, hy weet hy kan nie by jou gees uitkom nie. Yes. Want jy was dood in jou misdade, toe was dit maklik om by jou uit te kom. Maar nou is jy lewend gemaak. Amen. Jou gees is lewend. Jy's verseël met die Heilige Gees. Jy's 'n tempel van die Allerhoogste Gees van God. Jy's nou lewend. Nou weet hy kan nie meer by jou gees uitkom nie. Glory to So my waar Lord. val hy jou aan? Hy val jou liggaam aan. Hy val jou aan in jou emosies, Yes. in jou denke, plant gedagtes. En ons bepeins pas soms daai gedagtes. Dis hoekom ons gedagtes moet gevange neem. Want nie alle gedagtes is uit God nie. Yes, Lord. Kyk, ek kan nie help, hoe sê jy kan nie help dit te vol oor jou kop vlieg, maar jy kan help dit in jou kop nes maak. Yes. So gedagtes kom, en as jy hom identifiseer en sê, dis nie van die Here nie, dan moet jy dit verwerp. Jesus. En jy moet geen tyd daaraan gee nie. Amen. So maar die vyand kom en hy het in hierdie week gekom. Mense, die een persoon is in 'n motorfietsongeluk. So die vyand probeer net van buite af mense aanval. Kan ek maar die naam sê? O, is dit al in New York dit gebeur? Ja. O, dit is al wat. Okay. Nou ons Tamara was in 'n motorfietsongeluk. Sy lê nou in die hospitaal. 3 gekraakte ribbes en 'n long wat gepunctured is, iets wat Afrikaans sê. En al die dinge. Maar toe ons nog gister weer daarby was, sy is so vol dankbaarheid teenoor die Here. Jy weet wat ons kyk soms na wat met ons gebeur het, maar ons besef nie dit kon baie erger gewees het nie. Yes, amen. En dat die Here ons baie keer bewaar het van baie dinge.
daar's van ons wat dalk nie eens hier moes gewees het vandag nie, want die duiwel het jou begrafnis beplan, maar dank God, jy het nie opgedag vir jou eie begrafnis nie, want God is groter as die duiwel se planne, is dit nie wonderlik nie? En te maar, dit kon soveel erger wees, maar she's still with us. En sy is vol dankbaar. Né? En wat het nog gebeur in die week? Bert, dankie dat jy my herinner. Bert, ek het nie geweer van nie, ek hoor nou van Bert het sleg geval. Dat hy amper nie kan loop nie. Ek weet nie wat is die lengte en die breedte daarvan nie, maar hy is nie hier vandag nie as gevolg van wat in sy liggaam gebeur het. Glory to my Lord, Here. Nou ja, myne is al nietigheidjie. Maar so kom die vyand en hy val jou aan. Here Jesus. En dit kan soms vrae by jou laat ontstaan, maar hoekom dit? Miskien het daarvan julle kennisgewing gekry en jy weet oor jou werk. I don't know. Maar die vyand is 'n leienaar. Yes, amen. Die vyand kom om te steel, te slag en te verwoes. Glory to my Lord. Maar Jesus het gekom dat ons lewe kan hê Ja, amen. en oorvloed. En soos wat hy afbreek, so het die Here gekom om vir ons vrede Yes. en oorvloed en oorwinning te gee. Die vyand het nie die laaste sê oor jou en my lewe. God het die laaste sê. Yes. En wat ook al gebeur, weet dit, alles werk in goeie weer. Yes, amen. En ek dank God vandag dat hy hierdie mense bewaar het Yes, Lord. en ons gaan ook vir hulle bid Yes, amen. dat die herstel spoedig sal wees Asseblief. en dat dit volkome sal wees. En dat hulle poste kan vul as dienaars van die Here in die akker van God, as werktuie van sy evangelie. Amen. Yes, Lord. Ek wou so, is jy, sien jy kans om te bid vir hulle? Kan ek vir jou vra? Asseblief. Hemelse Vader, wat 'n voorreg vir ons as 'n gemeente, as 'n gesin, om ons sissies en boeties na U toe te bring. Here, dis 'n voorreg, dis 'n opdrag van U dat ons vir mekaar moet bid. Dankie Here dat U U hand oor hulle gehou het. Asseblief. Here, maar ek vra dat U sal voortgaan om U anointing oor hulle uit te stort, Here, en dat hulle nog meer bou en nog sterker sal maak om meer uit te spreek. Amen. Here, Tamara word aangeval op die plek waar sy 'n groot verskil maak. Here, moenie dat sy vrees ontwikkel nie. Here, maak haar nog sterker, maak haar nog meer determined om te doen wat sy doen. Here, dankie vir wat sy doen, want sy maak 'n groot verskil in U naam, Here. En ons gaan saam met elke siel wat deur haar gered word, gaan ons voor U troon staan en ons gaan U prys. Here, in dieselfde verband. In sy stilte, Here, is hy 'n krag, hy's 'n magtige krag. Hy is onstuitbaar, Here, en dit is net in U naam. Here, moenie dat die vyand enigiets van hom steel nie. Ek bid dat U sy liggaam sterker sal maak as wat dit was. Here, dat hy U kan aanhou dien. Here, wat 'n voorreg, Jesus, om in U naam te kan kom en te sê, dankie vir die bloed wat gesond maak. Dankie vir die bloed, dankie vir die oorwinning wat ons in U naam het, Here, my God. Here, dit is 'n voorreg, dit is 'n absolute voorreg om U te dien in alle omstandighede. Here, ek vra dat U ook U genade en U anointing sal uitstort oor elke persoon in hierdie gebou. Elkeen van ons wat hier nou is, elkeen van die mense wat hier sit, Here, het 'n testimony, het 'n doel. Here, dat ons almal ons doel en ons purpose wat U vir ons het, ten volle sal uitlewe, Here. Maak ons bewus daarvan, maak ons bewus van elke geleentheid wat oor ons pad kom om te minister, Here. Baie dankie. Amen. Baie dankie. Dan is daar ook goeie nuus. Jy weet daai kleintjie waarvoor ons gebid het op die intercessorsgroep. Van Tania, ja, wat se naam? Drei, ja. Daai kindjie was op 'n stadium in lewensgevaar geweest. Die kindjie is wat 'n maand oud, ek weet nie, was 'n maand. En dit was al bloeding op die brein. Maar hoe dit ook al sy, in lewensgevaar. En ons weet dat Ria was op Johannesburg, dis haar klein kind. En ons het gebid. En binne 2 weke
is daai kind uit die lewensgevaar uit. Die pypies is af. Ons het foto's gekry van 'n normale kindjie wat vandag daar lê en Ria het gevra dat ek het vir almal baie dankie sal sê vir julle gebede en dat ons saam die Here die eer sal gee vir wat hy vir daardie kind gedoen het. En mag daardie kindjie groot word in die vrese van die Here en mag daardie kindjie getuig van die goedheid van die Here selfs van sy geboorte af. Amen. Amen. Halleluja. Nou ja, liewe vriende, ons gaan vandag heerlik eet uit die woord van die Here. Prys sy naam. En toe ons gebid het vanoggend ons gesê het, ja, die Here is in die proses om ons as instrumente skerp te maak. Want dis nie lekker om met 'n stompmes te sny nie. Jy weet al probeer om met 'n stompmes iets te moet sny. Prys sy naam. En ek dink baie keer dan vind die Here ons so bietjie stomp. Hy wil ons gebruik, maar ons is bietjie stomp. Ons het so bietjie afgeplats so met die tyd. En dis nodig dat ons soms deur God se smeltkroes gaan en so bietjie skerp gemaak word, sodat ons effektief kan wees. Dis een ding om gered te wees, dis die ander ding om effektief te wees in die roeping waartoe God jou geroep het. So dit is wat ons doen op 'n Sondag. Dis tyd vir skerp maak, sodat ons in die week kan uitgaan en as God se dienaars daar buite kan funksioneer. Sal jy saam met my blaai vanmôre na Titus die 3de hoofstuk. Vanmôre gaan ons praat oor Jesus Christus as ons geregtigheid. Ons het al gepraat oor Jesus as ons hoëpriester, Jesus as ons verlosser, Jesus as ons middelaar. Vanmôre gaan ons uit 'n ander hoekpunt na hom kyk en ons gaan praat oor Jesus, ons geregtigheid. Titus 3. Nou, Tannie Martie is nou nie een van my versies te lees nie. Is daar iemand wat bereid is? Anders sal ek blaai. Dit gaan net so 'n bietjie tyd opneem. Okay. Dis reg, ek sal die verantwoordelikheid opneem vanoggend. Ag, baie dankie. Maar ek sal begin by Titus 3 en dan maar soos ons verder gaan, as ons skrifte oopmaak dan ek is nou by Titus 3, so ek sal hom lees, maar dan sal ek vir die skrifte gee soos ons aangaan. Dankie. Titus 3 vers 5. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig word deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Net tot sover. Broer en suster, ons vind hier twee stellings wat hierdie gedeelte maak. En dit sê dat ons is gered deur sy barmhartigheid in vers 5. En vers 7 sê ons is geregverdig deur sy genade. Sien jy dit? Daar is soveel wat ons kan sê oor hierdie skrifgedeelte en mens kan dit nie in een diens saamvat nie. Daarom gaan ek vanmôre fokus op daardie twee woorde, want ons praat oor Jesus ons geregtigheid. Ons is gered deur sy barmhartigheid en geregverdig deur sy genade. Nou ek wil vir jou 'n vraag vra. En dis nie 'n strikvraag nie. Waarvan is ons gered? Want as ons gered is, beteken dit daar was iets waarvan ons gered moet word. Waarvan is ons gered? Sonde. Amen. Hy het gekom om ons te red van ons sonde. En ook die gevolge van sonde. Die ewige gevolge van sonde. En wat het die skrif ons geleer? Die loon van die sonde, Romeine 6:23, is die dood. So hy het gekom om ons te red van sonde
en die nagevolge, naamlik die dood. En die dood sluit in 'n ewigheid geskei van die teenwoordigheid van die Here in 'n plek wat brand met vuur en swaal, waar die wurm nie verteer nie. Moenie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar vrees hom wat die liggaam en die siel kan werp in die ewige vuur. Maar Jesus het gekom om ons te red. Hy het ons gered. Hoe? Deur sy barmhartigheid en geregverdig deur sy genade. Nou, as ons praat oor sonde, dan kan ons dit verduidelik onder twee afdelings. En ons vind dit, as jy kan blaai, na Romeine 1, vers 18. Romeine 1 is daar die hoofstuk in die Bybel wat vir ons pragtig uiteensit in detail wat die sonde wat die mens gepleeg het behels. Wat veroorsaak het dat dit die dood oor ons regverdig het. Maar kyk gou wat sê Romeine 1:18. Hoe klassifiseer hy sonde? Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. So die toorn van God word uit die hemel geopenbaar oor wat? Die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mens wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk het. So hy gee twee dinge. Goddeloosheid en ongeregtigheid. So ek wil net vinnig kyk na sonde onder hierdie twee woorde. Goddeloosheid en ongeregtigheid. Nou daar's 'n verskil tussen die twee. Dis nie dieselfde nie. Wanneer ons praat oor goddeloosheid, dan gaan dit oor die aard van jou verhouding tussen jou en God. En as daar 'n breuk is in jou verhouding tussen jou en God, word dit bestempel as goddeloosheid. Jy wandel in goddeloosheid. Wanneer jy gaan na Eksodus 20 toe, daar kry ons die 10 gebooie. Nou skem ons die 10 gebooie. As jy daar vanaf vers 3 lees, wie kan die 10 gebooie vir my opsê? Nou nie almal tegelyk nie, hoe lyk dit Tanya? Kan jy vir my 5 uit die 10 gee? Ek spot sommer. Ek moet self weer altyd gaan kyk wat is die 10 gebooie. Is nogal interessant, gaan we praat van die 10 gebooie, maar na al die jare kan ons dit nog nie opsê nie. Maar hy begin daar in vers 3 en hy sê dat jy moet die Here jou God, lees gou vir ons daarvan vers 3 af. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Geen ander gode voor my aangesig. As jy verder lees, praat hy van ook, jy mag geen gesteede beelde maak en voor hulle buig nie. Ja. Nee? Dan praat hy ook, jy mag die Here jou God se naam nie ydelik gebruik nie. En dan praat hy ook van dat ons die Sabbat moet heilig. Nou ons het maar al 'n hele diens gedoen oor die Sabbat en sê dat daai een gebod het God aangepas in die Nuwe Testament. God is nou ons Sabbatsrus in Christus Jesus. So ons gaan nie nou weer daarop ingaan nie. Maar daai 4 gebooie is die 4 gebooie wat handel oor hoe God wil hê ons teenoor hom moet leef. En wanneer jy in oortreding is van daai 4 gebooie, dan word dit gekenmerk, jy leef goddeloos. As jy daai 4 gebooie oortree. Alright? So, die eerste 4 gebooie van die 10 handel oor jou verhouding met God en wat God verlang van ons. Oor hoe ons teenoor hom moet leef. Dan as jy die volgende 6 gebooie vat, dan word dit gekenmerk onder die afdeling van ongeregtigheid. Mense wat in ongeregtigheid wandel, is mense wat in 'n verkeerde verhouding
weens hul medemens lewe. As my verhouding met my medemens nie reg is nie, word dit gekenmerk dat jy wandel in ongeregtigheid. En as jy daai 6 gebooie gaan lees, dan sien ons, hy sê, eer jou vader en jou moeder. Né? Hy sê, jy mag nie steel nie. Jy mag nie moord nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Né? Mag nie 'n valse getuienis lewer nie. En jy mag nie 'n ander man se goed begeer nie. As jy 'n oortreder is in daardie opsigte, dan is daar 'n breuk in jou verhouding met jou medemens. En dit word gekenmerk as ongeregtigheid. So, God wat 'n regverdige God is, as jy in goddeloosheid leef, volgens die eerste 4 gebooie, en in ongeregtigheid leef, volgens die tweede 6 gebooie, dan verdien jy die regverdige oordeel van God. Alright, maak dit sin? Is jy nog met my? So ons verduidelik dit onder daai 2 kategorieë. Ongeregtigheid en goddeloosheid. Nou as jy nou verder gaan lees in Romeine 1, dan brei hy so 'n bietjie uit oor wat dit eintlik behels. En dis nou hier waar hulle sê die tyre, die teer slaan. Lees gou daar terug by Romeine 1. Hy begin en hy brei is uit in vers 21, vers 23 en vers 25 oor die dinge wat die mens doen teenoor God, wat die verhouding skade berokken. Wat doen die mens? Lees eers net vir my vers 21. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het, maar hulle het dwaas gepraat in hul oorlegging en hul onverstandige hart is verduister. Alright, wat daai vers vir ons sê, wat die mens doen, is dat die mens aan God nie sy regmatige plek gee in hulle lewens nie. En sê u vir my, wat is die regmatige plek wat God moet hê in ons lewe? Wat se posisie moet hy hê? Die hoogste posisie. God is veronderstel om die heel hoogste posisie in jou lewe te hê. Wat sê Eksodus 20 vers 3? Kan jy onthou? Oom Johan het dit nou net gelees. Geen ander gode voor my hê. Jy mag geen ander gode voor my hê nie. En die oomblik wanneer ons ander dinge in ons lewe toelaat, wat ons vereer bokant God, hoe vereer ons dinge? Wel, volg die geld, volg jou tyd, volg jou energie. Waaraan is jy geneig om die meeste tyd te spandeer, die meeste geld, die meeste energie te spandeer? Dit wat jy jou lewe op spandeer, daai ding is normaalweg die God in jou lewe. Dis hoekom selfs sport 'n God kan word. Dat jy sal selfs God uitstel vir 'n rugbywedstryd. Ek sê nie daar's fout met sport nie, maar pas op dat jy dinge meer prioriteit gee in jou lewe as God self. En dis wat die mens doen. En ons regverdig onsself nog daarin. As jy dit doen, as God die eerste plek in jou lewe het nie, dan word jy gekenmerk as iemand wat in goddeloosheid wandel. So, dis lekker hard. Dit praat sommer met my ook. Maar, kom ons gaan verder. Wat sê vers 23? Wat doen die mens nog? En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Wow. Wat sê daai woorde vir ons? Weet jy wat doen die mens? In steede daarvan dat die mens verander word na die beeld van God, stel die mens homself ten doel om God te probeer verander na die beeld van 'n mens. Ons is veronderstel om verander te word
van heerlikheid tot heerlikheid na die beeld van God. Ek dink 2 Korintiërs 3:8, jy hoef nie dit te lees nie, die van julle wat dood is maak, net eers kyk. Jy kyk in 'n spieël. 2 Korintiërs 3:18 sê dit. Sodat jy verander kan word na die beeld van God. Maar wat doen die mens? Nee, ons wil God afbring na die vlak van 'n mens toe. Met ander woorde, my liewe vriende, ons wil nie die God aanbid soos hy vir ons in die Bybel uitgebeeld is nie. Ons wil 'n God hê en 'n God ontwerp in ons gedagtes wat vir ons aanvaarbaar is. 'n God waarmee ons gemaklik is. 'n God wat ons in wil glo. In steede daarvan dat ons net na God toe gaan en na sy woord toe gaan en sê, Here, sê U vir ons wie is U, sodat ons kan seker maak ons aanbid die ware God. Wil ons aanpassings maak. Hoekom? Want die mens is so trots in homself en hy wil homself die posisie van 'n godstatus gee, maar hy het 'n begeerte om te aanbid, maar hy wil 'n God aanbid wat vir hom aanneemlik is. En dit is wat vers 23 vir ons sê. Dis wat die mens doen. En as jy dit doen, as jy 'n God aanbid wat nie die God van hierdie Bybel is nie, leef jy in goddeloosheid. Yes. Maak seker dat jy die regte prentjie het van wie God is. Is dit reg so, Michael? Aanbid jy die ware God? Jesus. Goed. Dan die derde ding wat mense doen in vers 25. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Ha. Wat doen die mens? Hulle aanbid die skepping. Hulle aanbid die maaksels. Hulle aanbid moeder natuur. Hulle aanbid bome. As jy vroegoggend gaan stap, as jy sien, daar staan mense baie keer by die see, lyk of hulle die see aanbid. Ek weet nie wat hulle daar doen nie, maar daar was allerhande hore wat daar opgaan. En hulle aanbid dit wat gemaak is, in steede van om die een te aanbid wat alles gemaak het. Amen. Dit is absoluut irrasioneel om die maaksel te aanbid in steede van die maker. Maar dis wat ons sien vandag. Moeder natuur. Wie het gesê die natuur is 'n moeder? Ek aanbid 'n Vader God. Sien julle hoe die vyand die goedes wil omdraai? Moenie 'n Vader God aanbid nie. Aanbid 'n moeder. Moeder natuur. So wanneer die mens hierdie dinge doen, sê die skrif vir ons, wandel hulle in goddeloosheid. En sal diegene regverdige vergelding ontvang. Dan gaan Romeine 1 aan. En nou gaan hy verder en hy praat verder oor die verhouding tussen mens en mens. En hoe mense in ongeregtigheid heens mekaar wandel. Wat ook God se regverdige vergelding verdien. Kyk wat sê vers 27. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Waarvan praat hy mense? Dis kan maar sê homoseksualiteit, lesbianisme, die natuurlike verkeer is laat gaan. Manne lê langs manne. Vroue lê langs vroue. Levitikus 18:20 het gesê dis 'n absolute gruwel Yes. in die oë van die Here. En dit maak my briesend dat die kerkwêreld vandag hierdie dinge goed praat. Yes. Terwyl die Here vir ons duidelik sê, God het 'n afskeid daaraan. Ja, amen.
Paulus het gesê, ek dink is daar in Korintiërs 6, waar hy sê dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En onder daai ding het hy gelys Sodomie. Hy sê, maar dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat was. Dit kan wees dat jy dalk in 'n so verhouding vasgevang is, maar jy hoef nie daarin te bly nie. Jy kan gered word uit dit uit. Dis 'n demoon wat jou laat glo, jy dink is natuurlik. Die vyand wil hê jy moet dink is natuurlik. Dis nie uit God nie. Ek het al gewonder as ek nou 'n huwelik moet gaan doen, dan moet hulle my maar skors. Ek kan nie mense in 'n huwelik die eg bring, terwyl ek weet, God draai sy aangesig weg daarvan. Yes, amen. Die huwelik self is 'n goddelike instelling. Hoe kan ek 'n goddelike instelling gebruik om 'n daad van ongeregtigheid my goedkeuring voor te gee? Ja, Jesus. Kan ons maar reguit wees vanmôre? Yes, Is dit amen. okay? Ek sê nie julle moet saam met my stem nie, hoor. Maar kom ek sê vir u, ek sal liewer by God in guns wees Yes, as by 'n amen. mens. En ek gaan nie hierdie Bybel verdraai om dit te sê wat mense wil hoor. So dis die eerste daad. Mense hierdie natuurlike gang laat gaan. Hulle leef in ongeregtigheid. Yes, amen. En ons moet ons stem laat hoor. Yes. Lesbianisme, homoseksualiteit, transvestisme, ek weet nie, daar's soveel name. Ek is al deur mekaar. Jy het 'n woordeboek nodig vir al daai name. Alraai. En dan gaan ons verder. Wat sê vers 29? Ek wil net hierby stil staan nie. Wat doen die mens nog teenoor mekaar? Vers 29 tot sê vers 31. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Dit is 'n mondvol. Ja. Dis 'n mondvol. Al daardie dinge wat daar gelys is dinge wat mense doen, wat hulle in 'n posisie plaas waar hulle gekenmerk word, dat jy in ongeregtigheid wandel teenoor jou medemens. En die wêreld is gevul met sulke mense. Die hele wêreld is vol van dit. En kom ek sê vir jou, in jou straat, dalk in jou huis, daar waar jy werk, daar waar jy jou brood en melk gaan koop, is jy omring met mense wat in goddeloosheid en in ongeregtigheid lewe. Jesus. It's all over the place. En wat sê God? As hy voortleef, soos wat hy vir ons hier uitgestit het, wat is hy uiteinde? Vers 32. Mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Net tot sover. Die wat sulke dinge doen, wat verdien hulle? So wat sien ons? God kondig die doodstraf aan. Hierdie is nie speletjies nie. Dis hoekom ek kan nie hierdie net gaan herinterpreteer nie. Ek lees dit maar net soos dit daar staan. As jy hierdie dinge doen, met ander woorde, as dit jou lewenspatroon is, as jy voortleef daaraan, en jou nie laat was nie, en dit nie bely nie, en laat staan nie, en jou bekeer nie, dan is daar 'n doodstraf oor dit uitgespreek. Esegiel 18:20, die siel wat sondig, moet sekerlik sterwe. Die geregtigheid van God vereis dit. Nou ek sien julle raak baie benoud. Hoe kan julle so benoud? Is daar van die goedes wat jy sê, o, jy het tog goed pastor geweet. Ek lees net wat daar staan. Maar as jy skoon jou pas, ek meen. Maar hoor ek het goeie nuus vir julle.
Want wat die tema sê, Jesus is ons geregtigheid. So ek wil eers die prentjie skets. Maar ek het goeie nuus. En ek dank God dat daar skrifte is soos Romeine 5 vers 9. Die geregtigheid van God vereis dat die siel wat sondig die doodstraf moet kry. En ons het gesien, daai lys van goed, onder goddelose ongeregtigheid, en ek dink, Amen. as ons eerlik is, dan is ons maar 'n bietjie skuldig op 'n paar van daai areas. Nie waar nie, ouwe? Yes, Lord. Jy sien, ek sien so baie van myself in ou, en hy laat my dink, toe ek 'n chokkertjie was soos hy. Dis hoekom ons so goed oor die weg kom. Want ek was ook 'n tiener. En ek verstaan die dinge van 'n kind. Die ek spot, maar hierdie is 'n baie slim man. Kom ek sê vir julle, daar is niks van IT-werk wat jy vir hom kan leer nie. En, of nie. Maar ons almal het al gestruikel. Yes, Lord. Maar as jy regverdig is en jy struikel, staan dit onmiddellik weer op. Moenie bly lê nie. Dis die wat bly lê. Dis die varke wat rondrol in die modder. Yes. Wat terug jy na die modder en gaan rol hulle nog rond daarin. Moet hulle op rondrol in dit. As jy struikel, staan op. Bely jou misdade en die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Amen. Maar moenie bly in jou sonde nie. You're not perfect. Veral nie met dit nie. Ja, ja. Yes. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy in staat om sy hele liggaam te onderhou. En wie van ons kan dit doen? Is nie funny nie? Ek lag want ek moes vanoggend bely daar. Jy sien, Net vanoggend. jy sien. My stilte tyd moes ek bely vir my woorde. En weer Jesaja moes dieselfde ding doen. Die oomblik waar hy God sien te sê, o, ek is 'n man onrein van lippe, daar in Jesaja 6. Die oomblik as jy in die teenwoordigheid van God kom, normaalweg is die eerste ding waarop die Here jou uitwys is, hey, Dit kom. Amen. watch your mouth, what they say. Yes, Lord. Hulle moet ophou so sleg praat van die pastor van die kerk. Ek gaan vir die pastor sê, want julle praat sleg van hom nie so. Ja, het is so. Alright, maar dank God. Romeine, wat sê Romeine 5:9? Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Die wat geregverdig is in sy bloed, wat sal van hulle geword? Hulle sal gered word van die toorn. Yes, Lord. God se geregtigheid vereis dat sy toorn oor die sal ontbrand, wat sal lei tot 'n ewige dood. Maar as jy geregverdig is in sy bloed, word jy gered van sy toorn. Yes, Lord. Jy weet, jy onthou vir Johannes die Doper, né? Yes. Hy daar in Matteus 3:7, toe sê hy vir die Fariseërs, hey, ander geslag, wie het julle aangewys om die toorn van God te ontvlug? Dink jy gaan die toorn kan ontvlug? Never. Ons het 'n afspraak met die toorn van God, as ons nie geregverdig is in die bloed van Jesus. Amen. Daar's net een manier hoe jy die toorn van God sal ontvlug, en dit is, jy moet geregverdig word Yes. deur die bloed van Christus. Ons sal nou daaroor kom. So, dis wat Johannes sê, dis wat Johannes die Doper sê, maar ons weet ook dat God is barmhartig, Yes. Amen. want hy sê hy het ons gered deur sy barmhartigheid, Titus 3:5. So God is genadig, lankmoedig en hy's barmhartig. Dank die Here daarvoor. Dank u, Here, daarvoor. Kan ons nou 'n bietjie asemhaal? God is nie net 'n God van oordeel nie, hy's ook 'n God van genade en barmhartigheid. Dis wat Psalm 103 vers 8 ons leer, né, maar dis maar se gunsteling Psalm. Né? Ons sing dit mos. The Lord is gracious and compassionate. Ken jy daai liedjie? Slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all.
And he has compassion on all that he has made, as far as the east is from the west. Yes, So amen. far he has removed our transgressions from us. Dank die Here vir daai aspek van sy eienskappe. Ja, amen. So hy is terselfdertyd regverdig, hy's 'n God van geregtigheid, maar ook 'n God van genade. Nou, hoe bevredig jy al twee kante? Dis net wat ek wil bykom. Hoe word sy geregtigheid bevredig en sy lankmoedigheid? Hoe kan jy al twee wees? As iemand voor my staan, moet ek nou lankmoedig wees met jou of moet ek geregtigheid laat geskied? Hoe neem ek daai besluit? God is both. Yes, amen. En hy het al twee bevredig. Hy moes. Anders was nie een van ons hier nie. Yes. Anders was ons almal met 'n vloedwater getrek. Kyk, die eerste keer het hy vloedwater gebruik om die mensdom weg te vee, die tweede keer gaan hy vuur gebruik. Om alles skoon te vee. So ons almal verdien of water of vuur. Dis eintlik wat ons verdien, nie waar nie? Yes, Lord. Ek sal seker op die voorstel hier moet staan. Maar God is genadig en barmhartig. Nou, die geregtigheid van God vereis dat die siel wat sondig moet sterwe. Yes. Dis sy geregtigheid. Maar ek is môre hier om vir u te herinner dat God se barmhartigheid het sy geregtigheid oorstem. Wat bedoel ek daarby? Die beste manier om dit te verduidelik is om vir u te vat na 'n verhaal in die Bybel. Ek vergeet in hierdie moment. Onthou julle die verhaal van Moses? Toe hulle daar by Sinaï berg kom, en hy's daar teen die berg op om die wet van God te ontvang, die tablette. Yes. Toe bly ons nou 'n bietjie lank weg, né? Yes. 40 dae is 'n lang tyd vir 'n leier om net weg te bly. Wat gaan hier gebeur as ons 40 dae net wegbly? Ek wonder wat gaan die mense doen. Loop jy maar, loop jy maar gou 'n kalf. Maar toe hy terugkom, toe hoor hy daar is 'n gesingery en 'n gedansery en goed daaronder. En wat het die mense gedoen in sy afwesigheid? Hulle maak 'n goue kalf. Moses het net die wet ontvang. En die wet sê, Eksodus 20:3, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag geen gesneede beelde maak nie. Hier kom Moses van die berg af. Hierdie mense 'n goue kalf. Hy het nou net die wet gekry. Daar breek hulle sommer binne oomblik in die eerste wet. Yes. Ja. Wat doen Moses? Hy vat daai tablette en hy gooi dit stikkend op die grond. As 'n simbool. Soos daai tablette gebreek het, so het die volk die wet van God gebreek. Yes. En op daai oomblik het daai mense die geregtigheid van God verdien. En wat is die loon vir sonde? Dood. Hulle het op daai oomblik verdien om almal te sterwe. Yes. Inteendeel, God sê vir Moses, kom ons maak klaar met die mense, ons begin oor. God sê dit vir Moses. Ek is moeg vir hierdie mense, wat so rebelleer. Wat so teen my opstaan. Kom ons wissel almal uit. Sou God verkeerd gewees as hy dit doen? Nee. Hy het gesê, as jy die goeders doen, sal jy sterf. Dis die loon. Jy verdien dit. Maar wat sien ons? Wat doen Moses na die pet? Ons sien Moses. Hy tree in vir die volk. Ek dink, in my opinie, was dit seker die hoogtepunt in Moses se tyd, Amen. in sy bedieningstyd. Yes. Want in daai oomblik tree Moses op as 'n intercessor, as 'n middelaar. Hy vat as ware die amp van 'n hoëpriester. En hy verteenwoordig die volk voor God. En hy tree in vir hulle. Ons lees daarvan in Eksodus 32. Daarvan af vers 30. En dis as gevolg van Moses se intersessie vir die volk, wat God se gedagte gedraai het, Yes. van om geregtigheid te laat seëvier, na om barmhartigheid.
As gevolg van 'n man wat ingetree het. Yes, Lord. As hy dit nie gedoen het nie, was daai volk daardie dag van kant gemaak. Yes. Dit was God se plan. Toe tree daar 'n man in. Wat sê daai vers 30 vir ons? En die volgende dag het Moses aan die volk gesê: Julle het 'n groot sonde begaan. Maar nou sal ek na die Here opklim. Miskien kan ek vir julle sonde versoen. Lees op vers 35. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Toe het die Here Moses geantwoord: Wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar ga nou en lei die volk waarheen ek jou gesê het. Kyk, my engel sal voor jou uitgaan, maar die dag as ek besoeking doen, dan sal ek hulle sonde oor hulle besoek. So het die Here dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaak het, wat Aaron vervaardig het. So ons sien dat God se geregtigheid was getempel. Yes. Daar het 'n paar mense gesneu. Maar die volk se voortbestaan was gered deur 'n intercessor. En die Here kan dit doen. Hy kan verander. Waar hy sou geregtigheid uitgeoefen het en nou barmhartigheid doen. Weet julle ook al God dit doen? Want hy is soewerein. Amen. Hy kan genade bewys aan wie hy genade wil bewys. En hy kan hom ontferm oor wie hy wil ontferm. Dis tog wat Romeine 9 vers 15 vir ons leer. Yes. En daai Romeine 9 15 is 'n verwysing na Eksodus 33. Die volgende hoofstuk vers 19 waar die Here sê ek sal besluit of ek my ontferm oor iemand. En dis sy goeie reg because he's sovereign. Yes. Niemand kan hom voorskryf. En as hy wil genade bewys, dan kan hy dit doen. Yes. Kan ek sien as daar iemand hier vanmôre wat sê dank God. Hy het genade aan my bewys. Prys sy naam. Because his choice. I did not deserve it. Maar hy gee. Jy sien, geregtigheid is om te kry wat jy verdien. Yes. Barmhartigheid is om te kry wat jy nie verdien. Yes. En daar's 'n man in die Bybel wat die geregtigheid van God verdien het oor die wandaad wat hy gedoen het. Maar God het hom barmhartigheid getoon. Weet jy wie was daai man? Maar daar's een spesifieke een. Daar weet ons baie. Maar die een spesifieke een. Dawid. Ons weet sy oortreding met Batsheba, Uria se vrou, né? En daai wandaad het die doodstraf verdien. Hy het 'n verskriklike wandaad gegaan. Maar wat doen Dawid? Hy roep uit tot God. Wat het hy geroep? Kyk gou Psalm 51. Daar vanaf vers 3. Nadat hy hierdie wandaad gepleeg het en nadat die profeet na hom toe gekom het, dan gesê Dawid, jy's daai man. Dit is daai storie wat hy vertel het. Maar wat bid Dawid? 51 vers 3 tot 5. Wees my genadig voor God na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. So. Sien nie, Dawid bid, en waarop beroep hy hom? Hy beroep hom nie op God se geregtigheid nie, hy slimmer as dit. Hy beroep hom op God se barmhartigheid. Yes, amen. Here, ek weet wat ek verdien, maar ek vra u, wees my barmhartig. Yes. O, seun van Dawid, wees my barmhartig. En God het besluit om Dawid barmhartigheid te toon. Hy het die doodstraf verdien, maar Dawid het genade gevind.
in die oë van die Here. So hy het gekry wat hy nie verdien. Sien jy dit? OK. Nou gou vinnig met die tyd wat oor is. Hoe word ons dan gered van die toorn van God? Deur sy genade. Kom ek sê net vir jou, hoe word jy nie gered nie? Jy kan jouself nie red nie. Ja, amen. Daar's niks wat jy kan doen om jouself te kan red van die toorn van God nie. Ons almal verdien dit. Wat sê Titus 3 vers 5? Nie deur die werke, nie deur ons werke van geregtigheid nie, né? Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. So nie jou werke nie. Al besluit jy vandag, François, dat ek gaan van hierdie oomblik af, gaan ek die perfekte lewe leef. I'm going to do everything according to the book. En selfs al kry jy dit reg. En ek sê of jy sê, daai kans is 0.00. Al selfs al kry jy dit reg, sal dit nog steeds nie regverdig voor God nie. Want al leef jy reg van vandag af, deel dit nog nie met jou sondes van die verlede nie. Hoe word ons dan gered? Wat sê Titus 3? Deur sy barmhartigheid het hy ons geregverdig. Nie op grond van werke nie, maar op grond van sy barmhartigheid. Dank God vir sy barmhartigheid. Hy het ons gered. Vir sy barmhartigheid. En hy het ons geregverdig, volgens vers 7, deur sy genade. Jy weet, regverdigmaking is meer as net vergifnis. Ek kan iemand vergewe vir wat jy gedoen het. Maar dit beteken nie dat jy dit nie gedoen het. Maar weet jy wat beteken regverdigmaking? Dit beteken dat die skuld wat teen jou tel, daai skuldbrief word uitgedelg en jou rekord word skoongevee. Amen. Asof jy nog nooit in jou lewe gesondig het. Yes. Dis hoekom Micha 7 vers 19 praat van die see van vergeetachtigheid. Dat jou oortredinge word gewerp in die see van God se vergetenheid. Dis hoekom jy skrifte lees soos Psalm 103 vers 12 waar hy sê dat so ver soos die ooste verwyderd is van die weste. Want oos en wes het die pole, die noord en suid het pole. Waar is die verste oos? Waar is die verste wes? Daar is nie so iets nie. So ver verwyder God ons oortredinge van. Romeine 8 vers 1 wat sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat uit die gees van God gebore is, dis die kinders van God. Jy kan nie in die vlees wandel en in die naam Christen dra en dink dat jy word nie veroordeel nie. So hy het ons gered deur sy barmhartigheid. Ons is gered van die toorn van God, wat oor almal gaan kom. En wat is hierdie toorn? Wat is hierdie toorn? Wat gaan kom? Die dood. Mense, daardie toorn is die toorn wat God gaan uitgiet die dag, wat hy sy regverdige oordeel gaan uitgiet oor hierdie wêreld. Waar hy hierdie wêreld gaan vernietig, wat ons praat vandag oor, die groot verdrukking. Yes. Daai hele gedeelte van Openbaring 6
tot Openbaring 19 praat van die tydperk waar God sy toorn gaan uitgiet oor hierdie wêreld. Maar God het gekom om ons te red van daardie toorn. Dank God daarvoor. Dank God vir die skrifte, soos 1 Tessalonisense 1 vers 10, wat vir ons sê, dat hy gekom het om ons te red van die toorn. 1 Tessalonisense 5 vers 9, wat sê ons is nie bestem tot die toorn van God nie. God gaan regverdig oordeel vir die wat nie in Christus is nie, wat nie gewas is in sy bloed nie. Daar gaan 'n dag kom wat God in geregtigheid die wêreld sal oordeel. Sy geregtigheid moet bevredig word, maar God is genadig en barmhartig en gee tyd dat ons kan red en ons kan bekeer van ons goddelose lewe en ons lewe van ongeregtigheid. Gaan doen vir julleself, gaan lees Openbaring 6, daar vanaf vers 7 tot 12. Dan sien julle hoe daai tyd gaan wees. Gaan lees Sefanja, hoofstuk 1, daar vanaf vers 14 tot 18. Dan sien julle hoe verskriklik daardie tyd sal wees. Maar God het gekom en hy het ons gered van daardie toorn. Hy het vir ons 'n weg gebaan om ons te red van daardie toorn. Hoe? Hoe word ons gered? Ons word gered volgens Romeine 3 vers 24. Wat sê Johan? 3 vers 24. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ons word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Amen. Halleluja! Broer en suster, dis eenvoudig soos dit. Daar's geen ander redding buitekant Jesus Christus nie. Ja, amen. Hoekom is hy die een wat red? Want u sien, God het op Jesus al jou sonde gelê. En Jesus Christus het in jou plek op daardie kruis gaan hang. En die loon van sonde, wat die dood is, wat jou toekom, het hy op hom geneem. Yes. Al die sondes van die mens het hy op hom geneem. En hy het in jou plek gesterwe en die geregtigheid van God bevredig deur die prys te betaal namens jou. Sodat jy deur geloof in hom gered kan word van die dood. Jesus. Dis wat 2 Korintiërs 5:21 sê. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, Yes. sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Dis hoe jy geregverdig word vir God, nie op grond van wat jy doen nie, op grond van wat hy gedoen het, deur die prys te betaal vir jou sonde. En wat is ons verantwoordelikheid? Ons verantwoordelikheid is om ons geloof en ons vertroue in hom te plaas. Amen. I believe in him, not in myself. My vertroue is in hom, nie in my vermoëns nie. En wanneer ek dit doen, dan moet ek in geloof die geskenk van genade ontvang. Maar hoe ontvang ek dit? Deur my lewe geheel en al aan hom te onderwerp. Yes. Om aan hom oor te gee en te sê, u is nou die koning van my lewe. Ek lê my lewe af en ek neem my kruis op. Jesus. Dis hoe jy dit in geloof aanneem. En die oomblik wanneer jy dit doen, guess what? Dan het jy vrede by God. Amen. Dis wat Romeine 5 vers 1 vir ons leer. Hoe het ek vrede by God? Want jy is nie meer in stryd met hom nie. Yes. Solank as wat jy probeer om jou wil te doen, is jy in stryd met God. Maar as jy oorgee, het jy vrede by God. Wat het jy nog?
Jy is gered van die toring wat aankom. Dis wat Romeine 5 vers 9 sê. Deur sy bloed is ons gered van die toring van God. So ons gaan dit vryspring. Daai toring verwys na die eindtyd. Yes, Lord. En dan laastens, wat sê Titus 3 vers 7? Nie meer maak ek klaar. Wat sê Titus 3:7? Ons is nou erfgename ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Halleluja. Ons is nou erfgename van daai ewige, heerlike koninkryk. Amen. Wat vir ons wag, vir almal wat in Christus Jesus is. Dit is die moeite werd Amen. om jou lewe oor te gee. Yes. Nie jou eie geregtigheid te soek nie, maar die geregtigheid wat Jesus vir ons bewerk het, deur jou sonde op hom te neem, om dit te aanvaar deur geloof en jou lewe aan hom te onderwerp. Yes, Lord. Want hy is my geregtigheid. Ons almal verdien die dood. Die aankondiging is gemaak. Ons kan dit vryspring. Yes, amen. En daar's net een manier. He is all my righteousness. Yes. I stand complete in him and worship him. Amen. Is dit nie goeie nuus nie? Amen. Dank die Here daarvoor, man. Ek is so bly dat sy genade, sy geregtigheid oorstem het. En dat daar vir my 'n weg is. Johannes, jy bly daar. Kom vertel vir ons hoe bly. Baie dankie. Mag hierdie boodskap vir u tot 'n seën wees. En ek het dit juis gebring, want ons het in die week was daar individue wat my gekom het wat sê hulle loop nog met 'n skoolklas oor dinge wat gebeur het in die verlede. En hulle voel, hulle is nie waardig om voor God te kan staan. Maar ek is vanmôre hier om vir u te sê, moenie dat die duiwel vir jou lieg en jou 'n tweede klas Christen maak en jou herinner aan jou verlede nie. God se vergifnis het te doen met regverdigmaking. Hy maak jou regverdig. Hy delg dit uit asof jy dit nooit gedoen het nie. So staan op. Lig jou kop op. Moenie teruggaan soos 'n vat na die modder nie. Lig jou kop op, bely daai goed en beweeg aan. God dink nie eens meer daaraan nie. Nie elke keer as jy teruggaan na die Here toe en goedes gaan voor hom bring wat jy al klaar bely, dan sê die Here, waarvan praat jy? Waarvan praat jy? Want hy dink nie daaraan. Dis jy wat heeltyd dink daaraan. Ja. So vat jou autoriteit terug in Jesus naam. Jy is geregverdig deur Jesus Christus.